Mias, het jy ooit gedink jy gaan so iets in die Karoo sien? Wat? Ek het nie woorde nie. Dit is ongelooflik, né? Kyk hierdie. Amazing. Maar ek weet ja, as ons chop ingooi, vang ons 'n vis. Gaan alles dit. Vanaand nie. Ja, ons het nog 'n eentjie om te gaan. Maar ja, kom ons gaan klim in die kar dat ons ry, maar wow, wat 'n voorreg om so iets in die Karoo te sien. Soos julle hier agter ons kan sien, skurk droog, staan hier langs die N1, so 80 km van Lensburg af. Wat 'n voorreg, die trokke ry verby. So ons gaan verder ry nou. En julle nou. My huis. En as iemand my soek, sê ek's nie thuis. Maar net 2 dae is ek terug. En die ou lewe is weer op sy rug. Die visarend sing 'n lied van die vryheid waar die water my bied. En 'n rond word 'n bel as ek my storie vir hom vertel. Vandag gaan ek visvang. Vandag gaan ek visvang. Niemand gaan saam sou die wêreld vergaan. Hey julle, ek is hier saam met Riek van Riviera Hotel in Chalais. Riek, joh, jy het 'n mooi plek hier so. Loukie, baie dankie, is lekker om julle hier te hê. Julle praat van vaskap. Ons praat ook van vasmaak hierso by ons. Daar in die kroeg. In die kroeg, ja, die kroeg staan en kom maak vas. Nee, jy lyk my nie so julle manne, ons hou van hengel en julle hou van visvang, of is dit anders dan? Nee, partymal dan maak ons ook maar vas, weet, maar kinders, julle mag dit nie doen. Ja, dit bly maar lekker. Riek, maar vertel my 'n bietjie meer van Riviera asseblief. Ja, dit is regtig 'n mooi plek vir my. Kyk jy kan sien as hier reg in die Bergrivier, nê. Ja. So dit behoort eintlik aan die eie vis of die Eigelaar familie, wat 'n sterk familie is in die dorp. Okay. Hulle het baie jare terug hulle 3 hotelle gekoop. Hoetjies Baai Hotel in Saldanha, Laaiplek Hotel onder 'n laaiplek en Riviera Hotel hierso waar julle nou vandag is. So dit is hulle ou familiehotel al vir as ek nie mis seker al vir die beter part van 50, 60 jaar al. Wow. Sy's 'n ou vrou. Maar sy's nog 'n lekker vrou. Hierso by ons is dit ons het kamers en dan is die selfsorgeenhede en dan heidaglik spesialiseer ons in al wat 'n funksie is waaraan jy kan dink. Van verjaarsdae tot troues tot begrafnisse, ons doen die hele siklus. Ja, ek moet sê toe ons hier aankom in die kamer wat julle vir ons gee, die chalet wat julle vir ons gegee het, toe ek daai deur so ooptrek, toe dink ek, man, hier gaan dit lekker raak. Ja, kyk jy, ons is op pas waar op julle kyk is op as jy die wetlands areas soos dit noem en dis so 'n tydjie terug is dit verklaar 'n Ramsar site. So is nou so 'n bietjie onder meer internasionale beskerming. Okay, so hierdie hele vlei land is 'n ongelooflike stuk area die met die voëllewe wat hier so is. Ja. So buite die voëllewe het ons ook vis. Nee, ek weet. Ons gaan nou vis vang. Ja, kyk en nou ons gooi net die pap nie. Ons gooi ander dinge hier by ons. Ek weet jy's blykbaar bietjie meer met die seewater of die soutwater hengel. As hy skubbe het, vang ek vir hom. Of hy nou pap eet en of hy nou vis eet, ek vang vir hom. As hy plastiek eet, vang ek hom ook. So die ironie van die storie is as die Bergrivier afkom, hy kom gewoonlik af so in Julie maand. Ja. Wanneer dit nou bietjie ons renseisoen is en hy kom daar van Franshoek se kant, Parel se kant af kom hy deur. Dan vang ons hierso vang ons karpe. Ja, ek het Raaibaar vang, hy vang op daar wat ons noem 'n krewel. Ja, ek dink ek weet 'n matbron en ek weet deesdae noem hom ook 'n ghost prawn. Ja. Weet, maar ons eet hom nie. Dis nie 'n prawn wat ons eet nie. Ja, nee. So vir die hengelaars gebuite as jy ooit Veldrif toe kom, as jy hier ry, kom bly hierso. Dis goed genoeg vir my. Hoe sê ons by Signature Series is vir my werk, sal dit vir julle werk. En jy kan nie vis vang. Hier's plek van die jetties af. Man van die viswinkel het gesê dis 'n hotspot hier op die jetties, maar jy moet hier bly. Jy gaan nie net hier inkom en kom vis vang nie. Kom boekie in, dan kan jy op die jetties vis vang. En wat anders is daar in die dorp wat ouens wat nou travel, wat jy sal aanbeveel vir hulle, Riek? Jy onthou net Loukie, ek weet ons dorp het die afgelope tyd redelik ontplof, nê. Julle het 'n lang dorp. Ja, ons het 'n lang dorp, nie 'n dik dorp nie. Ja. Ons kom dik mense in die dorp, maar dis nie die punt. Ek sou inpassies. So die dorp is gebou rondom die bokkombedryf. So Veldrif word genoem in Afrikaans, in Engels klink dit baie lekkerder, the Bokkom Capital of South Africa. Toe ons nou hier so verbyry daar na die hengelwinkel toe. Toe hang die bokkomtrossie so langs die pad. So as jy van Bokkom iets sou terug sou,
wat jy saam met jou wyn wil drink en jou brandewyn en jou whisky en allerlei goedjies wat jy drink, is die plek. Kom, Rex sal vir julle verduidelik waar om te gaan. Ja. En hoe om te eet ook. Daar's hy. Daar's 'n manier om te eet. Ja. Maar buite dit is die dorp maar gebaseer en gegrond op ons ouens wat vis vang, pelagiese vis vang. Dis nou sardyn, rooi anchovy. Wow. So dit is die groot fondasie van die dorp. In die afgelope paar jare het toerisme so half bietjie ingekom. Die visseisoen die afgelope tyd is nie so lekker nie. Maar hierdie jaar is die visserbote, die trawlers, die skuite soos hulle hom hier noem, het nou so tydjie terug as hulle 'n bietjie sê toe, so lyk of daar 'n bietjie vis. 'n bietjie lewe gaan wees. 'n bietjie lewer, 'n bietjie weer vis inkom wat natuurlik 'n baie goeie ekonomiese inspuiting is vir die dorp. En dan maar toerisme is nou die volgende ding en dis waar visvang en hengel en allerlei goedjies en kom. ons ander tyd verdryf. Klim in jou kar, kom hier na toe. Dit het vir my gewerk, dit gaan vir julle werk. Riek, baie dankie. Lucky, baie dankie. Dis lekker om vaskap by ons te hê. Ja, is absoluut ons plesier. Ek gaan julle 'n bietjie volg op TV en bietjie meer op YouTube en sien ek kom terug. Ek garandeer jou ons kom terug. Ons aanvaar papgooiers hier by ons. Daar sê ons gaan Julie maand as die karpe hier buite gaan ons hulle kom vang. Julle moet geniet en dankie dat julle by ons kuier. Absolute plesier. In die son gaan staan sonder my sorge, weg van die wolwe die gejaag na wind, is by die huis my kind. Hi julle, welkom by Vaskap. Ons hengel in die Wes-Kaap. Lang tripie af gewees. Gery wel. Ja, so 5:00 die oggend uit Rustenburg uit gery. So 7:30 die aand hier gestop. Lekker gereën in die Karoo. Man, wat 'n voorreg om daai water so onder deur die pad te sien loop en dis net strome water uit die Karoo uit wat langs die pad afloop. Dis iets wat ek het dit al een keer gesien, maar ja, seker 20 jaar terug. So een keer elke 20 jaar wat jy so iets sien. Ons hengel bietjie by misverstand, Mias. Hoop ons verstaan mekaar mis. Ons in die visse vandag. Geen misverstand laat hierdie is 'n prize is nie. Ek sê vir julle, ons het daar uit die Kaap uit gery en wat interessant is as jy uit die Kaap uit ry hiernatoe, ons is meer op die Weskus nou, is hoe die landskappe verander en ek wil net vir julle sê, klim in jou kar, ry Kaap toe, mooiste provinsie wat daar is. Ja. Weet jy of ek hier wil bly nie, maar dis flippend mooi hierso. Dis regtig mooi. En ons het regtig 'n baie special land. Misverstand, wat is 'n prize? Toe ons hier aankom, ek het gedink Olifantsnek dam size. Mense, hierdie is 'n dam. Ja. Ons is in die riviergedeelte, Eden Vallei. Maar van waar ons die dam die eerste keer gesien het, 4.5 kilometer verder is ons waar ons nou is en hierdie rivier kronkel hier om. Ek weet nie hoe ver nog nie. So dit is nogal 'n redelike groot plek. Baie mense vra altyd vir my, wat doen julle as julle by 'n vreemde plek kom? Nou gaan ons julle wys. Gaan julle nou wys. Nou gaan ons julle wys. Hier antwoord ons nou daai Facebook vraag. Wat doen jy as jy by 'n vreemde plek kom? Nommer 1, gooi die kombinasie waarin jy die meeste glo. Presies. Okay, so ek gaan 10-1 Chop Chop Bun Spice 101 gooi of Chop Chop Spitfire want dis my regterhand. En op my linkerhand gaan ek 10-1 Turbo Garlic en Raptorkie gooi. Iets in daai lyn. So hier's baie vis wat speel. Kom ons kyk of ons 'n vis kan vang, Mias. Ek sien uit. Kom ons vang 'n dik vis. Lekker. Ek sien 'n paar mooi visse spring ook so. Ja, lekker. Kom ons vang hulle. Ons maak gou ons voer aan. Ons hengel hier by Misverstand Dam in die Wes-Kaap. En ek gaan niks by die voer sit nie. Ek gaan nie vandag level 5 insit nie. Ek is bang ek vang al die visse in die dam. En ek ruim die misverstand uit die weg. So, maak net lekker voer aan, hele pak ingegooi. Niks grit bygesit nie. Ek soek 'n bietjie ligter voer vandag. En moet nou nie vir my vra hoekom nie. Toe ek stop, is dit maar net die gevoel wat ek gekry het. Wanneer jy die voer in die begin aanmaak, gee maar eerder 'n bietjie ekstra water, dat hy so 'n bietjie sagter is, gee hom kans om my water lekker op te suig, en dan, as hy bietjie sag is vir jou, sit net 'n bietjie droos bo op, meng hom deur, en dan gaan hy lekker bol maak. Hy moet so deur jou hande kom, en so halwe paste maak, dan met amper niks, as jy 'n hele handvol vat, en jy druk hom so, nou bly so 'n bietjie oor, dan moet jy weet, los hom net so 'n paar minute, dan sy Shanana
Dan gaan ons lekker vis vang. Ek gaan dit eenvoudig hou vir 'n begin. Ons hengel in 'n rivier, so ek is nie heeltemal seker of die bodemhard of sag is nie. So ek gaan daai asie insit wat baie sag gaan lê. Ek druk hom in die bol in, maar ek druk hom baie saggies in die bol in. Die rede hoekom ek dit doen, ek wil hy met uitkom as hy val. 2 SWG floutetjies. Met SWG vang ek 'n karp in 'n swembad. Ok, dit gaan my garlic kant wees. Bietjie turbo garlic. Net so klein bietjie op die bol, ek wil nie te veel opsit nie. En dan smeer ons hom lekker. Eet jou lekker ding. En dan saam met die turbo garlic, reg langs hom. Die Raptor. Kom nou. Ook nie te veel nie. Net so. Nou mes, nou vas. Kom ons gooi hom in die dam. Ek gaan ons eerste gooi in die Wes-Kaap. Kom ons gooi maar voor die riete. Woe! Stop hom. Hier is my eerste stok nou reg om in te gaan julle. Ek het iets het vir my gesê toe ek hier kom en ek sien daai groot Kaaps en ek sien die riete. Ek's baie lief daarvoor om 'n pytjie te gooi. So ek het 'n turbo garlic pytjie gevat, die puntjie afgesny en ek het hom saggies in die bal ingedruk. Onder 2 SWG floats. En ek gaan hom net saggies indruk, so die water slaan dat hy afkom. En ons kan deesdae nêrens heen gaan sonder die original Chop Chop BG. En ek is nie bang om genoeg van hom op te sit nie. En omdat ek die knoffelpytjie het, gaan ek sommer 'n bietjie dalery ook by sit, daai soet knoffel. Oepsie. Sy. En ek gaan hom sommer so lekker insmeer. Sy, gaan die eerste gooi in die Kaap. My tweede stok het ek nou so pas my plan verander met die afstand waarop ek hom wil hengel. Terwyl ons Mia's daar opgehaas het, toe draai hier 'n groot karp letterlik 15 meter van die kant af. So ons staan bietjie hoog. Want ons hengel in die riviergedeelte. 2 Raptor oozing floats. En ek het hulle ook net so saggies vasdruk, dat hy ook maar uitkom wanneer hy die water tref. As hy 2 Raptor oozing floats. En ek dink wat ek hier gaan doen, ek gaan tog iets met 'n bietjie fluoresien gebruik. Die Bond Spice 101. Lekker Bond Spice 101. Net so laat afloop. En saam met dit, gaan ek 'n bietjie Kiana gooi. Toe ek daai karp sien, toe sê hy vir my, gee vir my Kiana. Waar's my Kiana? Hier's my Kiana. Nou dis ook 'n kombinasie wat ek al 'n klomp groot karpe mee gevang het. En wanneer jy daai gevoel kry van, ek het 'n plan gemaak om hierdie en hierdie te gooi en jy is so besig om af te pak en reg te maak en jy kry daai gevoel om daai ander dingetjie te gooi, doen dit. Daai goed kom nie verniet oor jou pad nie. Kom ons kry hom in die water, gaan hom letterlik, miskien 25 meter van die kant af gooi. Kyk of ons 'n vis daar kan vang. En hier is hoe jy naby gooi met 'n 11 voet stok. Ploeps. Net so. 17 tellings af onder toe, dis lekker diep water daai. So rukkie terug toe vra iemand vir ons op Facebook, as jy op 'n boot hengel of by 'n hoë wal hengel, hoe sit jy 'n polisman aan? Met 'n boot kan jy vorentoe loop nie, val jy in die water, so dis hoe jy dit doen. Ek het nou neergesit, maak jou bylaam oop, laat die lyn lekker agter toe kom, vang die lyn hierso, en nou sit jy die polisman net hier aan. Ek het hom bietjie nat gemaak in die water, moet hom nou nie probeer gooi of iets. Al wat jy doen, laat hom net afgaan, en dan kontrole net stadig vorentoe. En daar waar jy wil hê,
Hy moet hang, laat sak jy hom net 'n bietjie. Verander die angle op die stok, soos wat die Engelsman sal sê. En voilà, daar hang my polisman perfecto. My tweede stok is reg om in te gaan. Wat ek gedoen het nou, ek het 'n Y-knot wat 'n bloekompytjie is gevat en hom lekker diep in daai bal ingedruk. Onder een van my flouties wat ek baie vinnig lief voor, dit is 'n harde bandlik. Net so geskienhoek en ek druk hom ook in die bal in. En dis warm en ek hou daarvan as dit warm is. DKW, so baie lekker heuning met Floro, so slou gesê het, ek gaan hom lekker spuit met hom. En dan saam met hom, ietsie wat ek baie lanklaas gegooi het, maar ook al daarmee in die Kaap baie vis gevang het, Bloemhof 21. Dus kyk of hy gaan werk ook. 2-3 spuite en smeer hom lekker. Haasai, kom ons kry hom in. Ek dink een van die baie belangrike goed wat 'n ou moet doen is toe ons hier gestop het, het ons afgepak en 'n bietjie tyd gevat en gesit en na die water gekyk. En dit is altyd 'n goeie ding om te kyk waar daar aktiewe vis is, wat hier borrels is, wat sien opkom in daai area. So ons hier gestop het, ek so in lyn met hierdie tak, so 10 meter regs, het ek op so 45-50 meter 'n klomp voerborrels gesien. Gaan die stokkie daar sit, kyk of ons een van daai kaaps kan vang. Nog nie sonblok aangesit nie, dis warm. Dis 'n ding wat terugbyt. Chakalaka. Eerste visie aan. My SWG floutjies. Man, hulle werk oralste. Hierdie voel nou beter visie. Nee, daar begin hy nou saam swem. Maar as het al 'n visie van kamera afgevang. En ons sit nogal redelik hoog. So, ons gaan dadelik afstap onder toe. Of wat jy kan doen, bring hom so halfpad, kyk wat hy doen, kyk wat 'n kant toe hy gaan. Ek sien hierin gaan nou links, ek wil nou hier regs gaan. Ek het 'n byt op my ander stok gemis, dis hoekom hy uit is. So ek kan eintlik maar regs gaan, maar as ek nou regs gaan, en die vis gaan links, dan gaan hy oor Mia se lyne. En dan gaan ons hom dalk hier uitkry nie. Maar sy lyn is ook uit, so ek kan nie afgaan. Kom ons gaan. Ja, baie groot visie. Maar is 'n vis. My het daarmee katrol getrek voordat ons begin afneem het. So ek vat hom enige tyd, enige plek. Maak seker die klippe is vas waarop jy gaan staan. Is 'n kleine karpie. Amper tog ek is 'n speelkarp. As jylle gaan byt, gaan ek die stinkste pitte opsit wat daar is. Bietjie ming opsit. Jylle ou boeties rook. As hy kom. As hy. Hier is my margatkarp. Ek moet sê op baie afstand het hy die katrol getrek. So hulle het nogal poeier. Ek gaan hom dadelik terugkry. So moet hy net gebruik om hom terug te sit. Kom ons kyk of ons 'n groter een gaan vang. Hierdie na daai SWG flout gevat. En ek dink dit was vir hom bietjie lekker. Kom ons kry hom terug. Uit. Dis nie so maklikie. Daar's hy. Ons vang nog eenetjie. Selfde aas, selfde plek. Ek gaan kyk of ek hom bietjie nader aan die riete kan kry. Daar draai verskriklike mooi vis. Daar is 'n paar takke wat daar uitsteek. So ons vat 'n bietjie van 'n kans, maar kom ons kyk. Sy. Nog 'n klein visie. Big or small? We catch him all. Ek dink ek gaan
nou die oozing floats afval. Hierdie klein karpies hou van die oozing floats. As jy in die Weskaap is en jy nog nie die signature oozing floats probeer nie, probeer dit gerus. Hulle is gemaak om baie vis te vang. Ons vang groot vis ook met hulle, maar ons vang regtig baie vis met hulle. Kom ons gaan nou na onder toe, geskep ons hierdie visie en dan dink ek is dit mieliepatyd. O, dis 'n beter visie. Nie 'n groot visie, maar definitief 'n beter visie. Annie net sy ou boetie gaan roep, hy moet sy ou pa gaan roep het. Oh, is 'n mooi misverstand karpie. So amper 900 gram. Gaan nou sy ou boet vang met rook. Hierdie een het daai raptor floutie geëet. Nou, die nadeel van daai floats is dit vang baie jong vis. Ek gaan hierdie visie terugkry. Ek dink is tyd vir 'n Kiana pit. Kom ons kyk wat gebeur as ons dit opsit, want daarmee vang ons altyd groot vis. Kom ons kry hom terug. Dan vang ons nog eenetjie. Ja, om die stopstraat. Daar gaan hy. Terwyl Lou daar onder besig was om sy vis te land, het hierdie enetjie styf getrek. Is nie 'n groot vis nie, maar chop BG. En daai soedellery. Ons gaan kyk hoe lyk hy. Nou nie 'n monster nie, maar in 'n pragtige kondisie. As hulle byt, dan vang ons hulle ook. Ek het die barber nou op daai stok gevang. Ek gaan nou iets anders probeer. Turbo garlic mielie. En ek is lief daarvoor, as jy net daai pynkie net so af te sny, dat hy bietjie meer van daai sagte knoffel kan afskei. En ek gaan hom net so saggies op daai pynkie haak. En dan gaan ek hom terug in die bal indruk. 'n lekker sagte bal. Net so. En kom ons kyk 'n bietjie. Ek gaan die keer 'n Kiana float vat. Die onderste hoek, 'n harde Kiana floutjie. Ek hom net so aan die kant inhoek. Sy. En ek gaan hom net hier in die onderkant so saggies indruk. Ek dink is tyd vir 'n bietjie. Een van daai silence. Mr. Ahmed. Yes, hierdie ding ruik ongelooflik lekker. Ek gaan nie skaam wees om te gooi nie. Ahmed, en ek dink dan net so vir die wis en die onwis, gaan ek hom net so 'n druppeltjie bulletproof gee vir daai flora en dalk net om daai skok van die net so dun streepietjies soos daai. As hy. Ons gooi hom in. Kyk of ons 'n groter vis kry. Ek het besluit om 'n verandering te maak op my regterkant se stok. Om te kyk of ons hy bietjie groter vis kan vang. Ons vang regtig baie vis. Die stok is nie vir lank in die water nie. Dan byt hy. So 'n Kiana pit, soos julle kan sien, ek het hom in die helfte gesny. Hom net so terugdruk. En dan help dit nou nie, ek sit dieselfde motie oor en oor op nie. So iets wat ek die laaste tyd lekker beter klasvis mee gevang het, is 'n bietjie dazzled. So, en ek hou daarvan as daai dazzled so duiwelstrek casting. Hou daarvan as hy so op die put loop. En dan saam met dit gaan ek 'n ander motie opsit. Aptekers aan nys. Oeps. Daai het in kontak gekom met die sticker. Dis hoekom hy so lyk. Net so klein bietjie, nie te veel nie. Dis ook iets waarmee ons altyd groter vis vang. Kom ons kyk of dit in die Kaap werk. Ek het 'n vis wat bietjie terugbyt hierso. Ons kyk net. Wie is iets beter? Kiana pit. Ja, lekker ding. Lekker. Dat is 'n tipiese voorbeeld van wanneer 'n vis so terugbyt. Ek het rol op en sodra daai lyn styf word, wees reg, want
dit gaan 10-1 gebeur wat nou gebeur het, en as jy nie reg is nie, dan kan hy daai hoeklyn breek. Kom ons gaan, ek gaan nie na my ander lyn toe, ek gaan na onder toe stap, nog wel 'n entjie af, kom ons gaan kry maar onder. Hierdie voel nie karperig nie, en hy beklei baie diep, ek vermoed dit kan dalk een van daai jong babers wees. Gaan nou, ja, dit gaan 'n baber wees. Baie kenmerkend aan hy kopstampe. Hy lyk soos 'n vis, hy ruik soos 'n vis, dan is dit seker 'n vis. En dis die lekker ding van daai Kiana pitte, hulle is verskriklik sterk. En ek het al baie keer in kompetisies dan sê ek nowhere. Dan besluit ek nou sit ek 'n Kiana pit op. Vang ek of 'n groot karp, in die Valdam sit ons partymal sommer 2 op. Vang die graskarpe, hulle hou ook daarvan. Maar ek het al baie jong babers met dit gevang, 'n paar groot babers met dit gevang. So, is maar net 'n asie wat werk. En ek gee nie om of hy skubbe het en of hy nie skubbe het nie. Veral as die kameras rol, gaan ons 'n vis vang. Ek sien baie keer mense, as hulle 'n groot vis wil skep, of selfs 'n jong vis, en veral in 'n situasie soos hierdie nou, hoe kry jy nou hierdie vis naby jou om te skep, want jy het 'n stok. Alles, so die enigste manier hoe jy hom nou gaan naby kry, is as jy die lyn langer as die stok maak, en jy trek die stok basies agter jou in, soos wat ek nou hier gaan doen. Dan kan jy hom nader kry. Regte lengte. Ek skof uit daar stof op. Kom Ocean, kom. Sit die bewyse van die put nog so 'n bietjie. Sy. En die net geskep fontein. Kyk hoe lekker bleek is hierdie ou. En dis maar net in sulke diep water. Hoef hulle nie so swart te wees, hulle kamoufleer, hulle pas maar aan. Maar wat 'n mooi vis. En wat 'n lekker fight. Op 'n 7 pond hoe kleintjie, nommer 2 hoekie. Double X, so lekker ding. Kyk, kom ons kry hom terug. Nee. Terwyl jy Lou daaronder, of terwyl Lou besig was, het die stokkie weggetrek en ek het hom nie ver van die riete af gegooi nie, so ek moes hom vasmaak. En so 'n veranderingkie wat ons gemaak het met die Ahmed. So, silence. Voel nou 'n bietjie beter karpietjie. Ek hoop jy is weer 'n baber nie, maar ek dink is 'n karpie hier, kom ons kyk. Boom chakalaka. Sy, nie die grootste nie, maar elke keer wanneer Lou onder is, raak hulle vir my groter. Ons hoop Lou gaan baie meer af onder toe. En baie vreemd, is 'n maar lang lyfie en 'n groot kop aan hom. Kom ons sit hom terug, wys ons julle wat ons aangesit het. Kyk of ons 'n groter een kan kry. Ons het nou net daai vis teruggesit. En toe ons so oploop, sien ek die ander polisieman val in die water in. Vas met nog 'n karpie. Kom ons gaan skep hom gou. Nog 'n lang maar Kaapse karpie. Ja, ons het nou net 'n mooi visie gevang daar en ek is so reg om op te aas. En ek het nou daai mooi baber gevang. En toe ek nou so voel op die hoeklyntjie, ek was baie bly dat ek hom kon land met hierdie 7 pond hoeklyn. Toe besef ek, hy gaan nie nog 'n vis land nie, want hy het 'n paar keer daar in die klippe ingegaan, so baie skurf. Ek gaan die hoekie bære, want hy's nog skerp. Net later enetjie knoop so, en ek dink ek gaan nou oorgaan na 10 pond hoeklyntjie toe. Double X, die wit ene. So wat ek het hulle so in 'n pakkie, en daar's 'n hoekie daar af. As ek het hom net uit, dan trek ek hom uit. Ek het besluit om net een hoekie te hengel, want hier is so baie vis. Is regtig nie nodig om 'n tweede hoek in te sit nie. Nou hoe knoop ons hom? Ek druk hom deur, dan draai ek hierdie lyn 5 keer om homself. En nou moet ek mooi kyk, dan druk ek hom net weer deur die oogie daar waar ek hom deur die sowel gedruk het. Maak hom 'n klein bietjie nat, trek hom styf, en dan al wat ek doen,
trek so saggies aan daai punt, laat hy net daai knoopie set. En dan knip ek hom net af. En voilà. Ons ons reg vir die volgende dikvis. Jo, die draai mooi vis. Dan is my heel Kiana-pet. Nou mense vra, hoekom knip ek hom? Omdat ek met 'n klein hoekie hengel en dan vra hulle ook hoe knip ons hom. Dis maklik. Ek hou daarvan om net so die harde puntjie af te knip. Dat daai pit so lekker oop is. En dan haak ek hom aan die binnekant van die pit. Maar ek wys vir julle. Aan die binnekant af, so op die kant. Haak jy hom dwars deur tot onder. En dan hou ek af van hom so dwars te draai. En kyk al, nou is meeste van die hoek oop. En dan druk ek hom net so in die bolletjie in. En nou kan hy lekker hak. Want as hy toe maak, dan kry jy baie keer die byt, maar jy vang nie die vis nie. Op die bolletjie gaan ek nou 'n bietjie dazzled sit. Ek gaan hom hierdie keer langs die pit laat afloop. Nie op die pit nie. En dan klein bietjie aptekersanys. Net so klein bietjie. Asai. Nou aptekersanys is baie sterk. 100% anysolie. Is nie nodig om dit in die apteek te gaan koop nie. Kry jou signature enetjie. Hy werk vir my, hy gaan vir jou werk. Ek gaan hom net so gooi. Ons kyk. Ek gee nie om of ek nog 'n balber vang nie. Solank hy net groter is, maar hopelik vang ons nou daai oupa karp. Hou die stok se punt in die wind in. Asai. Ek het die stok nou oorgelaai. 2 turbo garlic pytjies, wat ek die puntjies afgesny soos julle nou gewys het. En ek het al twee net teruggedruk binne in die voerbal, soos julle daar kan sien. En dan maar daai. Silence. Yes, mense, ek sal hierdie ding self eet. En dan vir daai Flora het ons net daai druppeltjie bulletproof opgesit. En hy het ons wat groter visie gegee, so ek gaan kyk as ek dalk nou 'n bietjie meer opsit, net so of daai net dalk die kleiner visies bietjie langer sal weghou nie. Skrim in die water, kyk dit maak nie. Ek het nou beter visie op daai stok gevang, so al wat ek nou gaan probeer is die Why Not Millies, is daai bloekompytjies. Kyk of ons 'n bietjie sterker gaan, en ek gaan hom presies dieselfde ook die Achmed, en dan sommer bietjie minder Achmed, meer bulletproof op die ene sit, en kyk, sy smeer hom lekker in daai bol, daai Flora afkry onder toe. Baie lekker. Die buite ons Kiana-pit weer. Can you believe it? Kyk, as jy die visie so vinnig byt, dan beteken dit eet een ding. Hulle like die soet mielipata. Hy byt, hy laat sak hom nou weer, so kom ons kyk. Ek was reg vir hom, maar dis 'n karpie. En dit gaan 'n jong karpie wees. My mieliebol is nog aan. Dis 'n beter vis. Hulle byt verskriklik vinnig. Ek hengel met baie sagte voer. En kan julle sien, mieliebol is nog aan. En dit is nou presies wat ek wil hê op daai Kiana-pit. Daai bietjie beter vis. Daar sit die pytjie nog net voor sy mondjie. Sy. Ja, is nou te laat. Is 'n mooi visie. Hulle word groter. Hy kon nie sê vir daai Kiana-pit nie. En dan 'n bietjie dazzled en aptekersanys. Yummy. Sy wyfie, kyk hoe gaan die bekkie. Hallo sissa. Lekker. Daar's geen misverstand nie. Hierdie vis hou van 'n Kiana-pit. Kom ons kry haar terug. Lou is af met die water gewees. My beerd, hy's nie so groot as die vorige ene nie, maar hulle byt nou te vinnig. Pragtige Kaapse karpie. Dan sien ons altyd belangrik is ons die vis hanteer in die water, al is dit net in die skepnet. Pragtig, kyk daai lang karpie. Pragtig, dankie jou Grete. Stroppie is gelaai,
selfe plek, kom ons kyk of ons 'n beter vis kry. Selfde goedjies, hierdie keer sit ek 'n heel pytjie op. Bietjie Dazzled en bietjie aptekersandys. Kom ons gooi hom. Bietjie links. Ploeps. Chaos, hierdie stokke lê nie 10 minute nie. Maak nou nie saak meer wat jy opsit nie. Sit nou daai 8 meter bulletproof. Ek het hom nou net ingegooi en daar sit hy. Nie 'n monster nie. Maar dit is lekker in die Weskaap, dit kan ek sê. O, en dit is 'n beter visie ook. Boom, chakalaka. Beter visie, dankie tog. Was hy nog 'n beter vis? Ek sal hulle heel dag lank vang as hulle aanhou daai 8 met 'n bulletproof eet. Gejaag na wind, dis by die huis my kind. Dis nie Volgende toe ons hier aankom, toe was dit so lekker mistig en koel geweest en die vis was oral geweest. En hier's 'n bytjie. En nou is dit bloedwarm. Kom ek sê vir julle, die somer in die Kaap, ons kyk net wat gaan hier aan. Die somer in die Kaap is baie warm. Ja, hier's 'n beter vis. Ek dink hierdie gaan dalk ons laaste visie vir hierdie program wees. Ons gaan definitief weer misverstand toe kom. Dis ver in die Kaap. Ons gaan weer 'n draai kom maak môre, so volgende week. Gaan ons bietjie kyk of ons 'n paar babers kan vang. Dalk 'n herik of 2 ingooi, kyk of ons kan beter vis vang. Maar ek gaan gou op hierdie visie konsentreer, laat ons hom uithaal. Hy kom jou lekker vinnig nader. Kom ons gaan haal hom. vandag gaan ek vis vang. Niemand gaan saam sou die wêreld vergaan. Beste skoene in die wêreld vir bergklim? Crocs. Daar is hy. Sien hom van daai swart rivierkarpe. Hy was jou. Margat visie. Kinders, julle mag nie sê visie nie. Langlyn skip. Nee man. Dis hoe jy dit nie doen nie. Asai. Nie die grootste vis in die wêreld nie. Man, maar dit was lekker. Vanoggend het hulle verskriklik vinnig gebyt. En hulle het letterlik nou amper gevrek. Maar willekarpe, mooi visies, gesonde visies, gaan hierdie ouetjie terugkry. Ons sien julle volgende week selfde tyd, selfde plek. En in volgende week se program gaan ons bietjie iets anders te doen om julle meer te leer van vreemde damme en die benadering tot dit. Die groot sleutel is maar doen dit waarin jy vertroue het, doen 'n bietjie huiswerk. Bel 'n vriend, hoor by hulle, wat gebruik hulle. As jy nie 'n vriend in daai area het nie, vra op Facebook, vra daar op die Vaskap se Facebookblad, daar's 'n klomp mense wat oral sien. Hulle gaan vir julle sê, maak 'n draai op ons Facebookblad, druk bietjie daai like knoppie en sê vir ons wat julle wil sien op Vaskap. Tot volgende week, sien julle weer. Sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind, is by die huis my kind. Vandag gaan ek vis vang, niemand gaan saam, sou die wêreld vergaan, en die son gaan staan. Sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind, is by die huis my kind. Dis net ek en my sonskyn, langs die water,